Goeiedag vriende, kom ons luister na 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 18. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe, ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, waarin julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Daar is heelwat mooi gedeeltes in die Bybel. Gedeeltes wat 'n mens wil onthou en memoriseer om aan vas te hou in tye van swaar kry of blydskap. Bybelverse wat mense sal opnoem as hulle gunsteling verse in die Bybel. Maar soms lees ons ook gedeeltes wat ons liewer nie wil hoor nie. Ons het byvoorbeeld in vers 11 gehoor, voortdurend word ons wat lewe, ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit is dus duidelik dat Christene sal swaar kry in hierdie lewe. Dit is nie iets wat ons eintlik wil hoor nie. Ons wil eerder hoor dat dit met ons sal goed gaan, omdat God met ons is. Tog besef enige Christen wat die Bybel bestudeer, dat swaar kry deel van die lewe is. Dit is ook deel van 'n gelowige se lewe. En is nodig om ons geloof te laat groei. En is nodig om ons nader aan God toe te bring. En is nodig sodat Jesus in ons lewe sigbaar kan word. Hierdie swaar kry beteken nie altyd vervolging, soos wat die eerste Christene dit beleef het nie. Dit kan ook siekte of armoede wees. Maar Christene beleef almal iewers in hulle lewe die teenstand van die wêreld. Waarom word ons dan nie moedeloos nie? Waarom word ons nie te neergedruk, radeloos en vernietig nie? Ons word nie moedeloos en swaar kry nie, want ons het 'n wonderlike skat in ons. Hierdie skat is die heerlikheid van God wat deur ons skyn. Hierdie liggie word nooit uitgedoof nie, want ons weet dat daar 'n opstanding uit die dood is. Ons kan swaar kry verduur, want ons weet daar lê vir ons 'n beter lewe voor. 'n Lewe sonder vervolging of siekte of hartseer, 'n ewige lewe in God se teenwoordigheid. Die skat in ons kan ook aanhou blink, omdat God vir ons die krag gee. Ons lees ook hiervan in Filippense 4 verse 11 tot 13. Ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ons kan dus enige vorm van swaar kry hanteer, omdat God vir ons die krag gee om dit te doen. Die krag wat ons kry, maak ons nie sterk nie. Ons bly breekbare kleipotte. Die krag wat ons kry, is daarom te wys hoe sterk ons verlosser is, en dat hy deur ons werk. Wat is dus die doel van ons swaar kry? Waarom is dit nodig dat ons vol hoop bly wanneer ons swaar kry? Want dit gee vir ons lewe. Swaar kry laat ons groei as gelowiges. Dit maak ons heilig, met ander woorde,
Dit verander ons om meer soos Jesus te word. Ons lees in vers 10, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Behalwe dat dit vir ons lewe gee, gee dit lewe aan die mense rondom ons. Die mense rondom ons kan Jesus se lewe in ons raak sien. Hulle kan daardeur leer en groei. In vers 13 hoor ons dat die skat wat in ons is, ons laat praat. Ons verkondig die evangelie en dit gee lewe aan ander. Maar die belangrikste van alles is dat ons volharding in swaar kry veroorsaak dat God geëer word. Luister weer na vers 13. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons besef dat ons nog in 'n gebroke wêreld leef en daarom gaan ons in ons lewe deur swaar kry. U leer ons om in hierdie wêreld swaar kry reg te hanteer en die regte perspektief daarop te hê. Ons vra dat U vir ons wysheid sal gee om die regte besluite in swaar kry te neem en ook die regte perspektief te behou. Dankie dat ons met hoop kan leef, want ons weet dat swaar kry in hierdie lewe tydelik is. U berei vir ons 'n ewige tuiste voor waar ons heeltemal bevry gaan wees van die swaar kry waardeur ons nou gaan. Ons sien uit daarna en daarom roep ons ook uit, Maranatha, kom Here Jesus. Ons vra dat U ons daaglikse werk sal seën, dat U ons huisgesinne sal seën en ons studie sal seën. Ons bid ook vir U kerk, dat U kerk sal seën. U kerk wêreldwyd, maar ook dan kerke in ons eie land, dat ons 'n lig in die gemeenskap sal wees wat U naam verheerlik en die evangelie verkondig. Ons bid hierdie ding in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.